vereenvoudigde diagram van 'n elektriese generator word getoon. Wanneer die spoel teen 'n konstante spoed geroteer word, word 'n EMK in die spoel geïndiseer. So, kom ons kyk gou-gou van naby, wat het ons? Ons het 'n permanente magneet met 'n noordpool en 'n suidpool. Dan het ons 'n reghoekige draadspoel wat tussen die pole van die magneet geplaas is. Die spoel is aan 'n as gekoppel sodat dit kan roteer. En dan sien ons ook borsels. Die borsels word gebruik om elektriese kontak tussen die statiese gedeelte, met ander woorde die eksterne stroombaan, en die roterende gedeelte, met ander woorde die spoel, te verseker. En dan baie belangrik, sien ons hierdie komponent. En dit is die splitring kommutator. En dit werk saam met die borsels. Die kommutator se doel is om die rigting van die stroom in die spoel te verander elke keer as die spoel 'n halwe rotasie maak. Aan die kant van die eksterne stroombaan bly die stroom dus altyd in een rigting, danksy die rol van die splitring kommutator. En dit is 'n kenmerkende eienskap van 'n gelykstroom generator. Is dit 'n wisselstroom of 'n gelykstroom generator? Nou die feit dat ons sit met 'n splitring kommutator beteken ons het 'n gelykstroom generator. Verduidelik kortliks hoe 'n EMK in die spoel opgewek kan word wanneer die spoel gedraai word deur na die beginsel van elektromagnetiese induksie te verwys. Nou, ek gaan eers die lang antwoord gee en dan die kort antwoord. Jy weet dat die EMK gelyk is aan die aantal windings in die spoel, dit is N, vermenigvuldig met die verandering in magnetiese vloed gedeel deur die verandering in tyd. Onthou, as ons deel met delta T, dan verwys dit na 'n tempo. So, in hierdie geval is die EMK direk eweredig aan die tempo van verandering van die magnetiese vloed phi. Kort antwoord, EMK word geïndiseer as gevolg van die verandering van die magnetiese vloedkoppeling. Teken 'n sketsgrafiek van die uitsetspanning teenoor tyd vir hierdie generator. Toon een volledige siklus. Nou, jy's meer as welkom om na die 2017 vraag te kyk wat ek reeds opgeneem het, waar ek in detail verduidelik hoe 'n mens hierdie grafiek moet skets. Nou, hierdie vraag spesifiseer nie in watter posisie die spoel aanvanklik is nie. So, ons maak die aanname die spoel is in die vertikale of in die regop posisie. Met ander woorde, die normaal van die spoel is parallel met die magneetveld. Met ander woorde, ons begin met 'n hoek van 0 grade. As ons kyk na stroom en as ons kyk na geïndiseerde EMK en ons het die hoek, dan werk ons met 'n singolf. En as gevolg van die splitring kommutator weet ons dat die negatiewe helfte van die sinusgolf omgedraai gaan word in die geval van 'n gelykstroom generator. So hy bly positief. En hier is ons sketsgrafiek. Hier het ons 'n 200 ohm resistor gekoppel aan 'n gelykstroom spanningsbron en dit is natuurlik 'n battery. En omdat dit gelykstroom is, weet ons dat die battery 'n konstante spanning gaan lewer. Die energie wat in hierdie opstelling verbruik word oor 'n tydperk van 10 sekondes is 500 joule. Omdat die spanning konstant is in 'n gelykstroomstelsel, is die stroom en die drywing
ook konstant gedurende hierdie tyd. Nou vat ons daai selfde 200 ohm resistor en ons verbind dit aan 'n wisselstroom spanningsbron. Hoewel die spanning in hierdie geval wissel met tyd, dis sinusvormig, word daar steeds 500 joule energie in 10 sekondes in die resistor verbruik. En dit beteken dat die gemiddelde drywing oor tyd dieselfde is as in die gelykstroom geval. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraatspanning van 'n wisselstroombron. Nou, dit is die wisselstroomspanning wat dieselfde hoeveelheid energie verbruik as gelykstroom. Ons bereken eerstens die spanning in die geval van die gelykstroombron. Ons gaan eerstens net die drywing bereken, want ons weet 500 joule word in 10 sekondes verbruik. So, ons gebruik hierdie vergelyking. Ons weet daar's 500 joule energie in 10 sekondes wat verbruik word en dit gee vir ons 'n drywing van 50 watt. Nou, ons bly by die gelykstroombron en ons het nou die drywing, ons het die weerstand, ons wil ons spanning gaan bereken. So V kwadraat is gelyk aan P maal R, so ons spanning gaan die vierkantswortel wees van 50 watt maal met 200 ohm. En dit gee vir ons 100 volt. Nou daar's vir ons gesê dat dieselfde hoeveelheid energie oor dieselfde tydperk verbruik word in die wisselstroomstroombaan as in die gelykstroomstroombaan. So dan kan ons sê dat die wortelgemiddelde kwadraatspanning gaan gelyk wees aan die spanning in die gelykstroomstroombaan en dit is gelyk aan 100 volt. En wat ons moet bereken, ons moet die piekspanning bereken, so ons gaan hierdie vergelyking gebruik en dan weet ons dat ons maksimum spanning gaan gelyk wees aan die wortelgemiddelde kwadraatspanning maal met wortel 2, so dit is 100 maal met wortel 2 en dit gee vir ons 141,42 volt.